Ek vertrou op U, en ek vertrou op U alleen. Genade bring my naby U. By U sorg, by U redding, by U versoening, by U vrede. Aan U behoort die heerlikheid en die eer en die krag tot in ewigheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Nou my beplanning was nie baie lekker geweest, maar dit was vandag 'n feesrede geweest, ek kan dit bring het in. Maar ek het verlede week gesê, die tema wat ons aanraak is 'n moeilike tema. En dit is nie moeilik omdat ons kies om dit moeilik te maak nie. Dit is woorde van Jesus, wat 'n mens baie maklik boer kan leef of kan verbyblaai, want dit is nie maklike woorde nie. So ons het verlede week begin met Matteus 5, vers 43 tot 48, en ek het toegelees in die 83 vertaling, ek lees vandag uit die 2020 vertaling, dieselfde gedeelte, Matteus 5, vers 43 tot 48, en dan gaan ons 'n bietjie na Romeine 5 ook verwys, maar ons sal dit later in die woord hê. Matteus 5, vers 43 tot 48. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê, en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, en bid vir hulle wat julle vervolg, sodat julle kinders van die Vader in die hemele kan wees. Hy laat immer sy son opkom oor slegte en goeie mense, en hy laat dit reën oor wetsgehoorsaames en wetsverbrekers. As julle diegene lief het wat vir julle lief het, verdien julle dan enige beloning. Maak die tollenaars nie ook maar so nie. En as julle slegs julle broers groet, wat doen julle meer? Maak die heidene nie ook maar so nie. Wees dus volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Lees vandag net tot hier, geliefdes. Ek wil saam met julle rustig raak, voordat ons lied 163 en vonk 120 sing. Maar kom ons sluit eers ons oë. Here, dit wat U in my lewe soek, gaan alles oor liefde. U soek by my dat ek leef, erken, bely, dat U die enigste God is. U soek by my dat ek nie my knie sal buig voor enige iemand of enige iets anders nie, Here. U soek by my nie woorde wat U naam beswadder of verontreg, of U goddelikheid aantas nie. U soek vir my op eerbaarheid en respek vir 'n Sabbatdag, 'n spesiale dag, wat ek meer aan U dink en meer my tyd aan U spandeer. Eerbied vir vader en moeder, en 'n manier van lewe wat nie moord pleeg nie egbreek pleeg nie steel nie lieg nie valse getuienis versprei nie, en ook nie wat gevul is met begeertes vir goeders en dinge wat ek nie het nie. Hierdie hele lewe, Here, gaan oor liefde. Liefde vir U en liefde vir mekaar. Het is baie keer maklik om iemand of iets lief te hê wat naby aan my is, wat vir my baie beteken, wat my lewe volmaak, wat my lewe sin gee, wat my laat glimlag, wat my hart laat warm word met deernis en vreugde. Dit is moeiliker, Here, om iemand lief te hê wat my al gekwets het, wat my seer gemaak het, wat ek nie kan vertrou nie, wat my stikkend gelaat het. En tog, Here, as ek nie daar lief het nie, is dit dikwels 'n skaduwee van wroging en haat en wraak,
wat my lewe vergaan. Hierdie opdrag van U, Here, het nie gekom om my lewe moeilik te maak nie. Dit kom om my te bevry van die dinge wat my dikwels vashou. Dankie, Here, dat ons kan terugkyk as gemeente op 10 jaar. 10 jaar, Here, wat nie baie is nie, nie lank is nie, maar dis oor die 500 weke wat ons saam aanbid het, mekaar leer ken het, mekaar leer liefkry het as 'n geestelike familie. En dis ook oor die 500 weke wat ons as gesin ook hier kon deel word en inskakel en werklik soveel liefde ervaar het. Dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat ons die mense is wat oor U seën en U voorspoedigheid en U voorsiening met mekaar kan praat. Dankie, Here, dat U ons nie harte gee wat vol klagtes is en ondankbaarheid nie. Dankie vir 'n geleentheid soos hierdie, waar ons saam kan aanbid. Ons bid vir ons naby mense, ons bid vir ons kinders. Ek weet van hulle is nou besig met 'n toetsreeks, Here, aan die einde amper van 'n kwartaal. Ons bid vir hulle. Ons bid vir ons geliefdes wat deur 'n moeilike tyd gaan. Ons bid vir ons ouer mense. Ons bid vir ons ver mense. Veral soveel van ons geliefdes in Suid-Afrika, Here. U is daar waar ons nie is nie. U is daar, Here, om te beskerm, om te lei en om te bewaar. Dankie dat U vir ons goed is. En dankie dat ons die mense is wat in U seën leef, daarvan kan getuig. Here, seën ook ons byeenkoms, seën ons saam wees vandag, en laat dit wees tot die eer van U naam. Amen. Jesus se woorde was nie altyd maklik en eenvoudig. Was nie altyd maklik om te hoor en eenvoudig om te volg nie. Daar was baie woorde van hom wat wonderlik was. Woorde wat jou nader getrek het, woorde wat jou uitgenooi het, woorde wat mense bevry het, opdragte wat hy gegee het, wat mense se lewens verander het, woorde wat van sy liefde gespreek het, woorde wat van sy barmhartigheid getuig het, woorde wat mense se lewens op 'n hele ander pad geplaas het, woorde wat mense so bevry het, dat ander amper nie kon glo wat hulle sien nie. Maar dan was daar ook moeilike woorde, waarin mense swaar gesluk het, wat as dit opgeskryf is in die Bybel, 'n mens laat wonder. Ek wens dit staan nie hier nie. Ek wens, Here, hierdie stukkie was uitgelos gewees, want die ander goed kan ek doen en volg, dis maklik en ek wil dit graag doen. En dan kom jy by 'n gedeelte soos hierdie, Matteus 5, en dan staan daar, jy moet jou vyande lief hê. En toe die Bybel in China geprint is, was dit nie 'n misprint nie. Dit is nie 'n fout wat agterna met 'n sterretjie onderaan gesê is, ignoreer dit, jy het 'n fout ingeglip. Dit staan daar. Jy moet jou vyande lief hê, en jy moet vir jou vervolgers bid. Nou wil ek ook sê, as dit daar staan en die woord vyand gebruik, en ek het verlede week gesê, is dit 'n baie sterk woord. Beteken nie is iemand wat 1 of 2 keer 'n fout gemaak het nie, is iemand wat daarop uit is om nie met goeie oë na jou te kyk nie. Dis 'n vyand. Die Griekse woord ektros beteken vyand, teestander, gehate een. Kom van die woord ektho, wat beteken haat. So dis 'n baie sterk woord, jy moet jou haters, staan hier eintlik, lief hê. En dan wonder 'n mens, hoekom staan dit hier? Kom ons nie maar Matteus 5 op 'n ander noot afgesluit het nie. Daar's baie keer dat ek iets lees en dink, dit sal makliker wees om vinnig verby te blaai.
sal makliker wees om te dink, ek sal volgende keer hierin aandag gee, dalk so oor 20 jaar. Want hierdie is baie moeilik. Dit sal makliker gewees het, as Jesus seker goed nie gesê het nie. Want ek maak weer vas aan verlede week, soms hoor mense die woord vyand, en dan dink jy aan roekelose, wettelose mense, wat geen respek het vir God en lewe wat hy gemaakt het nie. Kom dit van die plekke waar ons vandaan kom, is dit baie maklik om 'n lys te maak van ouens wat nie respek het vir God en lewe nie. Moordenaars en geweldenaars en aanvallers en bloeddorstig is. Die lys is baie groot en lang. Maar baie keer is mense ware vyande baie nader as wat jy gedink het. Die vyande wat die seerste maak, is dikwels mense wat jy op 'n stadium nie gehad het. Mense wat op 'n stadium jou lewe met jou gedeel het. Mense wat jy met jou lewe vertrou het. Mense wat die pad saam met jou gestap het. Mense saam met wie jy elke oomblik deurgebring het. Mense wat jou tyd volgemaak het. En daai naby vyande maak nie net seer nie en bring nie net woede nie. Dit is baie keer teleurstelling. Daai vyande kwets diep. Blikkie mat onder jou voet uit. En dan besef 'n mens die woord vir vyand in Grieks hater is eintlik die spyker op die kop. Want die haat kom so maklik. Dit is eintlik 'n natuurlike reaksie op dit wat ek beleef het. En dan kom jy later agter die enigste slagoffer van die haat is nie daai persoon nie. Dis ek. Dis ek wat dra aan hierdie goed. Dis ek wat in die oggend wakker word met wrevel gedagtes. Dis ek wat nie kan wag om slegte nuus te hoor van daai mense nie, want dit laat my beter voel. Die skaduwee wat die goed gooi, hang nie oor hulle nie. Kom val oor my. Daai geliefde vriend, familielid, wie se liefdesband vyandskap geword het. Toe Jesus hierdie vir die Jode vertel, sy gehoor, hierdie ouens het geweet wat die woord vyand beteken. Hulle het 'n klomp vyande gehad, die Jode. Elke persoon wat aan 'n ander volk behoort het, vyand. Elke persoon met ander gewoontes en gebruike, vyand. Elke onrein mens, vyand. Elke mens wat hulle gesê het, daai ouens is sondaar, vyand. Die Samaritane was hulle vyand, die Filistyne was hulle vyand, ek kan die volke so lys. En op hierdie stadium was hulle deur Rome onderdruk, die Romeine was hulle vyand. Maar weer eens teruggryp na verlede week. Die mense uit hulle eie geleedere, wat vir Rome gewerk het, soos die tollenaars, wat hulle eie mense belas het, en vir Rome se skatkamers volgemaak het, dit was die ware gehates. Die tollenaars, die sondaars, die onreines. En weet jy wat, is eintlik makliker om vyande te maak, as wat jy dink. Dis natuurlik om te reageer op mense wat nie van jou hou nie. Dis natuurlik om bedreig te voel. Dis natuurlik om 'n lys mense te hê wat jy eintlik nie naby jou toelaat nie, want hulle is nie goed vir jou nie. En nou kom Jesus en hy sê, julle moet julle vyande, julle haters, lief hê. Wat bedoel hy? En dan meer die vraag wat ek vra, hoe kry 'n mens dit reg? Hoe kry 'n mens dit reg? Ek wil vanmôre vir jou 'n paar goed gee. Ek wil vir jou 'n plek gee waar jy moet begin. Maar uit jouself uit gaan jy dit nie regkry nie. En baie keer wanneer jy met hierdie goed te doen kry, is dit dikwels 'n paadjie wat jy moet loop om by jy punt uit te kom. En as jy daai paadjie moet loop en 'n paar stoppe moet vasmaak weer, dan is dit reg so. Want dit gaan jou help.
En die eerste ding wat ek vir jou wil sê, jy gaan dit nie uit jou eie uit regkry om dit te doen. Jy gaan dit nie op jouself, met jou eie manier, met jou eie bron van liefde, regkry om te doen wat Jesus hier vra om te doen. Het is eintlik verstommend hoe maklik ons onsself vir mekaar kan vererg. Het is eintlik ongelooflik hoe maklik ons kan kwaad raak vir mekaar. Hoe maklik ons ontstel kan word, dikwels deur klein goedjies, hoe maklik daar 'n bitter gevoel in my hart oor jou, 'n skadu oor my lewe kom. Ek lees hierdie week 'n mooi sê ding raak. Ek sê partykeer sit ons maar 'n gesiggie op as ons met mekaar deel. Jy glimlag met jou voortand en jy kners op jou agtertand. As jy het. So jy probeer net maar die ding bewaar, maar jy kners daai agtertande. Want voor jou staan iemand, as jy moet kies tussen vriend en vyand, dan is hy die ander kategorie. Maar die feit bly staan, die punt bly hier duidelik. Dis nie maklik om iemand lief te hê wat jy as 'n vyand ervaar nie. En daarom begin die proses nie by ons nie. Dit begin nie by jou nie. Jy het nie iewers 'n bonatuurlike stapel liefde wat jy kan uithaal. As hier iemand wat voor jou staan, as hierdie persoon moeilik is om liefgehet te word. Dink jy dit nie? Dis nie daar nie. Hierdie liefde begin by God. En dis die eerste stoplek wat jy moet maak. Hierdie liefde begin by God. Hier word jy eintlik gevra om lief te hê soos wat God lief het. As 'n mooi Afrikaanse spreekwoord wat sê charity begins at home. Liefdadigheid begin baie na aan die huis. Liefde doen, liefde uitleef, begin teen aan die huis. En dit is 'n ding wat 'n ou baie keer doen. Dis maklik om mense na aan jou lief te hê. Partykeer is hulle ook tieners, dit word moeiliker, maar dit word weer makliker. Dit is makliker om mense na aan jou lief te hê. Dit is makliker om mense in jou klein kringetjie lief te hê. Dis waar ons baie keer begin met charity at home. Dis lief vir my gesin, my familie, my geliefdes, my vriende, die wat ek in hierdie kring toelaat, die mense wat saam met my die pad staan. En nou sê Jesus, hierdie is maklike liefde. Hoor mooi, nie goedkoop liefde nie. Maklike liefde. Want dit gebeur net so, dit kom natuurlik, dit kom vinnig. Niemand hoef jou te dwing om jou kind lief te hê. En nou kom die Here en hy sê in vers 46, hy druk eintlik sy vinger op die seerplek en hy sê, as jy iemand kan lief het, wat jou lief het, is daar enige beloning daarvoor. Want die tollenaars doen dit ook. En as jy iemand groet wat jou groet, is dit iets niets en vreemds wat jy doen? Want die heidene daar buite doen dit ook. Is maklik om iemand lief te hê wat teenoor jou leef, wat soos jy is, wat deel is van jou kring. En baie keer dink ons hierdie charity wat at home begin het, moet nou uitkring, moet nou buite toe. Maar vat dit met jouself, daai kringe kom nie baie ver nie. Want die ouens wat hier teenoor jou is so besig om al jou liefde op te vat, dit kom nie ver nie. Daai klippe wat jy in die water gooi, die rimpeling stop na 'n paar kringe. En daarom is dit beperkte liefde. Ek groet die wat my groet. Ek gesels met die wat met my gesels. Ek doen goed aan mense wat aan my goed doen. Ons moet anders te begin dink. Charity begins with God. Ware liefdadigheid begin by God. En daar is 'n kosbare manier in Romeine 5 waarin ek in my hart hierdie gedeelte maar moet vasmaak. Waar baie mooi sê, daar staan geskryf, toe ons nog magteloos was,
het Christus op 'n bestemde tyd vir ons aan die kruis gesterf. God bewys sy liefde toe die Here vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En dan staan daar, toe ons vyande was, het God ons deur die bloed van sy seun met hom versoen. Dit was nie ek wat eers 'n vriend geword het, my lewe gegee het, my hart gegee het, en toe versoening ervaar nie. Toe ek 'n sondaar was, toe ek magteloos was, toe ek 'n stuk gemors was, toe ek 'n vyand was, en die woord vyand word hier gebruik, het God gesê, ek gee my seun vir jou. En sy bloed versoen jou met my. God se liefde het my as sondaar kom red. God se liefde het my as magteloos kom versoen. God se liefde het my as 'n goddelose mens nader kom trek. Dis wat gebeur het met my, en dis wat gebeur het vir my. So God se liefde was van die begin af vir sondaars. Niemand het daai liefde verdien nie. En as vyand was ek die ontvanger van sy genade, sy ontferming, sy versoening en sy redding. As vyand was ek die ontvanger van genade wat eendag in 'n kruis baie duidelik na vore gekom het. As vyand het ek gekry wat ek nie eintlik verdien het nie. Baie keer lees mense die gedeelte, dan sien jy, God laat sy son skyn oor goeie en slegte mense. En God bring sy mildelike reën oor wetsgehoorsaames en ouens wat hulle nie steur aan sy wette. En snaaks, wanneer ons hierdie vers lees, dan dink ons altyd, goed sleg, ek moet goed wees. Wetsgehoorsaam, wetteloos, ek is wetsgehoorsaam. Snaaks, ons deel ons altyd in die mooi deel in die goeie deel, in die gehoorsame deel. Baie keer besef ek nie hoe groot vyand ek steeds van God is. Baie keer besef ek nog nie, ek is nie die goeie een nie. Ek is nie die gehoorsame een nie. Ons is dikwels meer 'n vyand as wat ons dink. Daarom kom God se liefde vir my ten spyte van my ongehoorsaamheid. Ten spyte van die kere wat ek wegraak. Ten spyte van die kere dat ek sy naam onteer. Ten spyte van die kere dat ek ondankbaar is. Ten spyte van die kere dat ek moed en hoop en vertroue verloor. Ook in my lewe om God se liefde dikwels nog vir die vyand. Maar hierdie liefde het nie net woorde gebly nie. Toe die dag sy seun stuur, toe word hierdie liefde baie duidelik. Want die gedra hom toe nie. Hy tree toe nie op soos 'n rabbi nie. Hy gaan stop by sondaars. Hy vat aan onreines. Hy bring genade vir mense wat dit nie verdien nie. Hy gaan staan stil by die vyand. Hy trek deur Samaria, vat water van 'n Samaritaanse vrou. In die dag toe hy sy disippels kies hy een van hierdie gemorsvyande van die volk, 'n tollenaar, om hom te volg, Matteus. Matteus was 'n tollenaar, vyand van die volk. En die tollenaar hoor toe ook, volg my. Die woord hier, liefde, julle het al baie keer voorheen gehoor. Agape. Dis nie 'n maklike liefde nie. Gewoonlik, as jy aan liefde dink, dan dink jy aan dit is 'n gevoelswoord. Dis 'n woord wat jou lewe volmaak. As ek vandag vir julle sê, ek is lief vir julle, dan is dit iets wat ou se hart warm maak. Is iets
wat jou lewe vul. Jy stap 10 jaar saam met mense en hierdie mense word 'n deel van jou lewe, dit word familie. Maar agape is 'n moeilike liefde. Dis 'n onbaatsigtige liefde, 'n opofferende liefde, 'n onvoorwaardelike liefde. Dis onbaatsigtig, want dit stel jou eie lewe eintlik so bietjie terug. Laat dink jy altyd aan die liefde van 'n ma. 'n Ma sal bly lief hê, al word haar liefde nie beantwoord nie. Al is daar nie waardering vir haar kos nie, is volgende dag kos maar weer daar. Al is daar nie altyd genoeg dankies nie, daai liefde bly, onbaatsigtig. Dis 'n offerliefde, jou gerief en jou gemak word tweede gestel om jou vyand lief te hê, nie gemaklik nie, nie gerieflik nie. Dis onvoorwaardelik. Baie keer sê ons, ek sal liefde bewys, maar wys jy eerste. Ek sal my liefde gee as 'n antwoord. Agape is om lief te hê, sonder om iets terug te verwag, en sonder om iets terug te kry. Die derde stopplek, hierdie liefde begin by God. Hy het my liefde op vyand was, hierdie liefde word sigbaar deur sy seun Jesus Christus, wat vreemde goed doen met vyande. Hierdie liefde word voltooi in my en jou. In my en jou lewe. In Romeine 5, voordat ons lees, ons was uit magteloosheid en goddeloosheid gered, is daar 'n vers wat voor hierdie hele perikoop staan, vers 5. Er staan geskryf, die hoop beskaam nooit nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Het jy al ooit hierdie vers gelees en gewonder wat dit beteken? Sy liefde? Nou weet jy. Dis om lief te hê, al word jy nie terug lief gehê nie. Dis om lief te hê ten spyte van jouself. Dis om lief te hê ten koste van jouself. En nou weet jy wat om te bid. As dit maklik is om te haat. As dit maklik is om seer te kry met 'n vyand. Jy bid, Here, stort U liefde deur U Gees in my hart uit. My liefde gaan nie so ver nie. Stort U liefde deur U Gees in my hart uit. As 'n bekende gedeelte Matteus 19 vers 26, vir die mens is baie dinge onmoontlik, hierdie ook. By God is alle dinge moontlik. Ek sluit af. Wanneer iemand jou skade berokken, is dit maklik om op dieselfde manier te reageer. Sê jy my sleg, sê ek jou sleg. Skinder jy oor my, skinder ek oor jou. Skaad jy my reputasie, versprei valse gerugte oor jou ook. Het is baie maklik om dit te doen. Jesus vra ons om dit anders te doen. Met sy liefde. Nie jou nie. Syne. Vergeet jou ongemak. Vergeet jou ongerief. Vergeet jou grense, vergeet jou perke. Kyk met nuwe oë na ou stikkende mense. 165 na Christus was daar 'n martelaar, Justinus was sy naam. Hy was as 'n Griek gebore, aanvanklik 'n heiden, te doen gekry met die Christendom, het aangegryp en sy hart kom vasmaak. En Justinus het 'n brief geskryf daai dag. Hy het iets gewaag doen vir die keiser, om te sê dat al vervolg hy die Christene, al is hy hulle grootste vyand,
dat hulle hom lief het. Op die einde het hy sy lewe gegee. 165 na Christus is hy onthoof. Maar hy het Matteus 5 gelees. En sy vraag was, wat doen jy anders? Wat doen jy nie? As het maklik is om te reageer soos die wêreld om jou, wat doen jy anders? En wat doen jy nie? Amen. Here, ons luister na U. Ek weet dat my eie het ek nie die vermoë om te doen wat U van my vra. Ek weet hier is een van die verse wat ek vinnig deurlees en vinnig by verbyblaai. En dit klink vir my so onmoontlik. En dan hoor ek U stort U liefde deur U Gees in my hart en ek kan daarmee werk. Op 'n stadium was ek U vyand. Ek was die een wat magteloos was, goddeloos, sondig. En daardie dag het U my nie soos 'n vyand hanteer nie. Dit het my lewe verander. Ek onthou, Here, aan die kruis het U gesê, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Miskien is dit so met my vyande ook. Miskien is dit dikwels met my so, as ek iemand anders se vyand is, en dan agterna aankom, ek het nie besef jy voel so nie. Dankie, dat U my lief het, met U liefde. Nie met myne nie. Amen. Die seën van die Here en elkeen van u gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met die elkeen bly wees. Amen.